Goeiedag, ek is Piet Skutte, hier van Ermelo, en ek wil graag die volgende paar oordenkings met julle gesels oor die hele tema dat die wet wys dat ons vir Jesus nodig het. Vanmôre wil ek graag jou in die besonder stil staan by die feit dat dit groot genade is wanneer die Here deur sy wet ons tot inkeer ruk en ons besef dat ons vir Jesus nodig het. Kom ons lees saam 2 Samuel 12, van vers 1 af. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur, en toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk, en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie, wat hy gekoop en in die lewe gehou het, wat by hom saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en hy het sy beker gedrink en hy het sy skoot geslaap. En dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy eie kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf vir Israel en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee en die vroue van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as dit te min was, so ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, omrede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en aan jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap vir die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel, en in die volle sondag. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Maar omdat hy die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het, om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. Dit is groot genade wanneer die Here 'n mens in die spieël van sy wet laat kyk, sodat jy jou eie sonde kan raak sien. As jy besef hoe sondig jy is, dan besef jy ook dat jy vir Jesus nodig het. Een van die slegste posisies waarin 'n mens kan wees, is wanneer jy sonde in jou lewe het, dat jy nie met die Here uitgesorteer het. En dit is presies die soort posisie waarin Dawid was hier in die begin van hoofstuk 12. Want sien, in hoofstuk 11 lees ons hoe dat Dawid by die huis bly, terwyl sy weermag besig was om oorlog te maak. Terwyl die weermag weg was, pleeg hy oorspel met Batsheba, een van sy soldate se vrouens. Batsheba swanger raak, besef Dawid dat sy son op die lappe gaan kom. Hy het natuurlik nie gehad het dat dit moet gebeur nie, en daarom beveel Dawid vir Joab om Uria, dit is nou Batsheba se man, te vermoor. Nadat Batsheba se routydperk verby was, het Dawid haar laat haal en haar sy vrou gemaak. Dit is teen hierdie agtergrond wat Nathan met Dawid kom praat. Nathan het nie dadelik na Dawid toe gekom nie, want ons lees dat Batsheba se seentjie al gebore was, toe die Here hom na Dawid gestuur het. Met ander woorde, dit was al meer as 9 maande na sy oorspel en die moord, voordat Dawid sy sonde voor die Here bely het. Dit moes 'n verskriklike tyd gewees het. Dit is moontlik dat Dawid se gewete hom in hierdie tyd erg gepla het. Miskien is dit van hierdie tyd wat hy in die Psalm skrywe. As hy sê sy gebeente is uitgeteer in hom. Of nog erger,
Dit kan wees dat sy gewete so verhard was, dat hy nie eens skuldig gevoel het nie. Die beste ding wat met Dawid kon gebeur, was seker die ding waarvoor hy die bangste was. Die Here het na hom toe gekom en Dawid met die waarheid kon konfronteer. Die Here dwing Dawid om te besef dat hy 'n sondaar is, en dat hy vergifnis nodig het. Ons moet besef dat wanneer die Here vir Nathan stuur om Dawid met die wet te konfronteer en hard en duidelik aan hom te sê dat hy gesondig het, dit genadig was. Dit was genadig want die Here het nie nodig gehad om enige boodskap te stuur nie. Hy kon bloot Dawid se sonde gestraf het. Hy kon 'n sluipmoordenaar gestuur het om sy keel af te sny. Of hy kon Dawid met 'n pynlike siekte laat sterwe het. Ons lees immers in Handelinge 12 vers 23 dat die Here vir koning Herodes wat homself laat aanbid het, deur wurms laat verteer het. En daar is geen rede waarom die Here nie vir Dawid op dieselfde manier kon gestraf het nie. Dit sou heeltemal regverdig gewees het. Wanneer Dawid dus met die wet van die Here gekonfronteer word, bewys die Here genade aan hom. Is jy dalk in dieselfde posisie as wat Dawid was? Is daar in jou lewe sondes wat jy nog nie met die Here uitgemaak het nie? Dit kan baie maklik gebeur dat jou lewe deur jaloesie oorheers word, sonder dat jy dit wil erken. Dit kan wees dat jy, sonder dat enigiemand anders dit weet, verslaaf is aan pornografie. Daar is geweldig baie sondes wat ons in die geheim doen. Wanneer die Here ons deur middel van sy wet met ons sondes konfronteer, dan is dit 'n geweldige groot stuk genade. En die wet wys vir ons dat ons Jesus nodig het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie Here, dat U deur U wet in ons harte werk en deur U Heilige Gees ons tot die besef bring dat ons sondaar mense is en ons daarom vir Jesus nodig het. Amen.